Is ingeskakel op Groot Plaas en ons gas vanoggend is André Bloem. Hy was al voorheen saam met ons. Hy's 'n arbeidsverhoudinge spesialis en as jy enigstens buitelandse werknemers op jou plaas het of wat vir jou werk, gaan ons bietjie gesels vanoggend oor permitte en stakings. André, goeiemôre en welkom terug. Goeiemôre Dopie, baie dankie en dankie dat ek weer kon gesels met julle. André, so met ons vorige onderhoud het jy gesê dat die verifikasie van permitte en visas die grootste uitdaging vir werkgewers is. Het jy 'n paar praktiese riglyne wat werkgewers kan volg om onderskeid te tref tussen wettige en vervalste dokumente? Ja, Dopie, daar's 'n paar goedjies waarna ons kan kyk. Ek gaan nou net so 'n bietjie deurgaan met die verskillende permitte. So as ons gaan kyk na die asylum dokumente of asylum permitte of die asielpermitte in Afrikaans, is dit belangrik om te gaan kyk na die tipe permit, want daar's twee verskillende tipe permitte. Die een is wat ons noem 'n artikel 22 permit. Dit is die tydelike permit. En dan terwyl die aansoek oorweeg word, en dan is daar die artikel 24 permit wat dan nou meer die toestemming is om asiel te kan ontvang en waar die persoon dan nou wel asiel ontvang het. So die tydperke vir daai twee is verskillend. So die artikel 22.1 se tydperk van geldigheid is 6 maande. So as jy 'n permit kry wat langer as 6 maande is, moet jy weet daar's 'n probleem. Die artikel 24 permit waar die asiel toegestaan is vir 2 jaar. So die tydperk kan nie langer as 2 jaar wees nie. So dit is die eerste goed waarna ons kan kyk. Dan kan ons ook gaan kyk na die foto. As die foto op die permit verdag lyk, dan moet jy weet daar's probleme. So die foto is dieselfde standaarde vereistes vir 'n gewone paspoortfoto. Die persoon moet na vore sit, daar moet 'n skoon wit agtergrond wees. Die persoon moet geen gesigsuitdrukking hê, maar anders moenie lag nie, mond moet toe wees, die ore moet sigbaar wees, daar moenie kopbedekking wees nie. Die persoon kan ook nie 'n bril dra nie. So as enigeen van daai foute voorkom op die foto, moet jy weet daar's moontlike probleme. Dan as jy links bo kyk, so 3/4 of 'n kwart van bo af, sal die persoon se naam staan, die permithouer se naam, en onderaan dit moet daarso gewoonlik die adres wees van die persoon. As daar nie voorsiening is vir adres nie, met ander woorde is daar glad nie die woordjies staan 'n residential adres of so iets, dan moet jy weet daarso is probleme. As die permit 'n COVID-19 watermerk op het, moet jy ook weet daar is probleme, want dit is op 1 Februarie 2024 reeds uitgepasseer. So in terme van asielpermitte, dit gaan vir jou min of meer kan sê, kyk, hier is probleme. Die laaste ding wat jy ook kan kyk is na die stempel op die permit. So die stempel is nie soos in die verlede gewone stempel nie, hierdie stempel het sekuriteits eienskappe in, en dit is 'n gedrukte stempel, en jy sal sien dat hy so half 'n patroon binne in die stempel het en so aan. So as jy nie daai stempel op het nie, moet jy ook weet daar's ons probleme. So dit is as ons kyk na die asylum of die asielpermitte, wat dan nou van die aansoeker dan moontlik by mag hê. As ons gaan kyk na die exemption permitte, so dit is die aanvanklike Lesotho exemption en die Zimbabwe exemption permitte. Daai permitte, die was die laaste keer in die paspoorte geplak gewees, wat verstryk het hier rondom 31 Desember 2021. So geen verder permitte in terme van exemption was uitgereik wat binne die paspoort geplak was. Die permitte wat daarna uitgereik was vir exemption was in 'n vorm van 'n A4 blad gewees. So as jy 'n permit kry wat binne die paspoort geplak is, en dit sê Zimbabwe exemption of Lesotho exemption permit, en sy vervaldatum is verby 31 Desember 2021, moet jy weet daar is probleme. As ons gaan kyk na die A4 blad, selfde, ons kyk na die foto, voldoen die foto nie vereistes, ons gaan kyk ook na die spasiering van die woorde ensovoorts, maar dit is baie makliker, want regsbo is daarso wat hulle noem 'n reference number. En as jy daai verwysingsnommer intik op die VFS Global Tracking platform, en jy sit die aansoek permithouer se van by,
dan gaan die stelsel dadelik vir jou sê, yes, ons het rekord van die persoon of ons het nie rekord van die persoon nie. As die stelsel vir jou sê, daar was 'n aansoek gewees, maar die stelsel wys nie vir jou dat die permit afgehaal was, dan moet jy weet iemand voor jou is dalk nie die regte permit. Die stelsel sal vir jou wys dat die permit op 'n sekere dag en datum afgehaal was, of die stelsel sal vir jou sê, nou records found. Jy moet weer intik. As hy daai boodskap vir jou stuur van nou records found, dan moet jy weet, dit is 'n vervalste permit. As 'n ou net vinnig gaan kyk na die laaste tipe visas wat ons nou kry, die general work visas. Die general work visa kan nie langer vir as 'n 5 jaar termyn uitgereik word nie. Daar moet ons ook gaan kyk, dit word in die paspoort geplak. Daar kan ons gaan kyk dat dit sê general work visa, nie general work permit nie. En dit sal sê, agterna sal daar staan 19, maar andere artikel 19, subartikel 2. Die spasie tussen die 19 en die 2 wat in hakies is, daar moet nie 'n spasie wees nie, dit is aan 1. So dis 19 hakie 2 hakie 2. So as jy daarna kyk en dit is vir jou, dit is in orde, dan kan jy ook die verwysingsnommer intik. En die verwysingsnommer is regsbo. En as jy dit intik op die VFS Global Tracking System platform, dan sal hy vir jou sê, okay, die permit is afgehaal en dit is goedgekeur. André, ons gaan nou 'n bietjie verder ingaan, ons wil 'n bietjie gesels oor stakings ook en natuurlik vakbonde, maar ons gas in die ateljee saam met ons via Teams is André Bloem, hy's 'n arbeidsverhoudinge spesialis. Ons is nou weer terug net hierna, dis nou eers tyd vir die Grootplaas kalender. Ons is geskakel op Grootplaas, ons gas saam met ons vanoggend André Bloem, arbeidsverhoudinge spesialis. André, so een van die goeters wat altyd opkom hierdie tyd van die jaar ook natuurlik is stakings. Wat word as 'n staking gesien? Die staking is waar meer as een werknemer hulle dienste weerhou, sodat 'n sekere grief aangespreek kan word of sodat hulle 'n sekere uitkoms kan hê ten opsigte van enig onderwerp wat van wederwysige belang is tussen die werknemer en die werkgewer. En 'n staking is nie noodwendig dat dit 'n volkome weerhou van dienste kan wees nie, dit kan ook 'n gedeeltelike weerhou van dienste wees. So is daar 'n verskil tussen 'n wettige en 'n onwettige staking? Ja, so in leuke taal praat ons altyd van 'n wettige of 'n onwettige staking, maar die regte bewoording is eintlik 'n beskermde staking en 'n onbeskermde staking. So 'n beskermde staking is 'n staking wat in terme van die wet op arbeidsverhoudinge plaasvind. Met ander woorde, daar was 'n dispuut verwys na die CCMA, die dispuut het onopgelos gebly. Daar was betooglinie reëls vasgestel, in Engels picketing rules. Die CCMA het 'n sertifikaat uitgereik. Die ander party, vakbond of dan die werknemers, het dan 48 uur kennis gegee dat daar 'n staking gaan wees. Dit is 'n beskermde staking en dit beteken dat omdat hulle deelneem aan die staking en dit beskermd is, mag ek as werkgewer nie ontslaan as gevolg van die deelname aan die staking nie. So jy het nou genoem daarvan daai picketing rules, kan ons bietjie uitbrei op dit, wat presies is dit? Ja, so picketing rules of betooglinie reëls, is die reëls wat ooreengekom word tussen die werkgewer en die vakbond, waar ons sê, wanneer die staking in die oggende gaan begin, wanneer dit gaan klaarmaak hierdie dag, waar die persone mag staan, dat hulle geen wapens mag hê by hulle nie, dat hulle dat daar sekere persone sal wees wat toesig sal oor hulle, wie is daai persone, wat is hulle kontakbesonderhede, wat is die verpligtinge van die werkgewer, maar ander woorde, hy moet sanitasiegeriewe voorsien, hy moet byvoorbeeld water voorsien, ensovoorts. So dit is die reëls waar binne die staking mag plaasvind. En dit het gekom na aanleiding van al die vorige geweld wat normaalweg geassosieer was met 'n staking. En toe het die Netlak besluit ons moet sekere reëls vasstel sodat ons die geweld tydens stakings bietjie kan beperk. So wat gebeur in 'n situasie waar 'n staking wel gewelddadig raak en een van jou werknemers word dalk gearresteer? Wat moet jy doen? So, ek kan nie 'n werknemer ontslaan as gevolg van sy deelname aan die staking nie, as dit 'n beskermde staking is nie.
Ek kan wel 'n werknemer dissiplinêr aankla indien hy hom wangedra tydens die staking. Met ander woorde, hom beskadig, ander personeel wat dalk wil kom werk, intimideer of soos jy nou sê, weet gewelddadig raak teenoor hulle, of enige van die picketing rules dan oortree. So ek as werkgewer het die reg om op te tree sou daar wangedrag wees gedurende beskermde staking. En as jy nou in 'n situasie is waar een van hierdie wettige stakings dan nou 'n bietjie hand uitdruk, kan jy dan verdere stappe neem, regstappe neem, al was dit goedgekeur of al was dit 'n wettige, soos wat jy sê, staking? Absoluut, daarso is regspraak waar die vakbond verantwoordelikheid aanvaar of moet aanvaar vir enige wangedrag wat dan nou gebeur deur sy lede of ander persone wat saam met hulle dan aan die staking deelneem. So jy kan regstappe neem teen die vakbond sou daar beskadiging van eiendom wees ensovoorts. Andre, ek dink dit sal goed wees as ons net gou vinnig onder 'n minuut kan 'n paar praktiese wenke kan gee vir arbeidsrisiko's, hoe om dit te beperk wanneer jy wel buitelandse arbeid gebruik. In terme van die wet is daar 'n paar dokumente wat jy moet hê. Jy moet 'n gesertifiseerde afskrif hê van die paspoort. Jy moet 'n gesertifiseerde afskrif hê van die permit wat geldig is. Die buitelandse burger moet in besit wees van 'n ERP5 sertifikaat wat jy op leer moet hou. En jy moet jou huiswerk doen ten opsigte van die verifiering van daai permit. So as jy kan wys dat jy jou moeite gedoen het van jou kant af, dan behoort jy alright te wees en nie in die moeilikheid te wees nie. Andre, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Altyd lekker om met jou te gesels. Andre Bloem, ons arbeidsverhoudinge spesialis, oor wat jy moet weet as jy buitelanders in diens neem en ook in terme van permitte en stakings. Dis dit vir Groot Plaas vir vanoggend. Ons hoop jy het lekker saam gekuier en ons sien mekaar weer môreoggend.